Goeiemôre vriende, ons is dankbaar dat u saam met ons weer is rondom die woord. Ons eer die Here vir nog 'n geleentheid en wil ek vanmôre u groet met die pragtige woorde van Matteus 6:34. Daar staan: "Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad." Nou baie interessant, daar was 'n studie gedoen so tyd gelede waar daar klomp mense is wat deelgeneem het aan vrae wat gevra is en daar is agtergekom dat die oorgrootste meerderheid van mense lewe of in die verlede met die spyt van die verlede oor dinge wat hulle gedoen het of nie gedoen het nie. En aan die ander kant vind jy die groot groep wat bekommerd is oor môre en oor die onsekerhede van môre, en daar is baie min gewees in hierdie studie wat werklik elke dag voluit geleef het. En nou kom die Here Jesus, die een wat ons geskaap het en wat ons beter ken as wat ons onsself ken, en hy sê vir ons baie duidelik dat ons nie moet kwel oor die dag van môre nie. Waarom nie? Want môre is vir ons onbekend. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Elke dag is 'n geskenk uit die hand van die Here. Daarom moenie nie kwel oor môre nie. Weet dat die Here in beheer is van môre, hy's in beheer van vandag en hy's in beheer van gister. En ons kan niks verander aan wat verby is nie, en ons kan nie weet wat in toekoms vir ons voorlê nie. Daarom moet ons elke dag ten volle leef en die Here verheerlik. Mag die Here ons genade en wysheid gee dat ons hierdie saak dan kan verstaan en ter harte kan neem. Nou vriende, ons is tans besig met die reeks boodskappe wat handel oor die wet van die Here. En ons praat oor die gedagte, is die wet van die Here of sy gebooie nog relevant vir ons dag, ons tyd en ons mense? En ons het alreeds die eerste 3 gebooie met mekaar hanteer, en ons is dan vanmôre ook by die 4de gebod. En hierdie is die gebod wat die meeste kontroversie veroorsaak het tot op hede. En ons gaan vandag bietjie kyk waarom en wat die Nuwe Testament vir ons wil leer oor hierdie baie belangrike saak. Voor ons daarby kom ons doen 'n kort gebed saam. Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Die gebed van my hart is dat u vir ons 'n groot liefde vir u self sal gee. 'n Golgotas liefde, Here, 'n dankbare hart vir wat u vir ons aan die kruis gedoen het, en dan 'n gewilligheid om te doen wat u van ons vra. Here, met 'n blymoedige hart tot eer van u heilige naam. Seën en heilig u woord aan ons harte en word u verheerlik in ons midde. Amen. Nou vriende, die 4de gebod vind ons in Eksodus 20 vers 8, en daar staan: "Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig." Nou vriende, as ons kyk na die gedagte van Sabbatdag, dan sien ons dit is die Saterdag, soos dit vandag aan ons bekend is. Nou die Bybel sê baie duidelik dat die Here hierdie dag gegee het, 'n dag van volkome rus. Die Here het nie rus nodig nie. Die Bybel sê hy word nie moeg of mat nie. Hy's geen mens soos ons nie. So die Here het hierdie dag gegee vir die mens om een dag in die week eenkant te sit waarop hy kan rus. Ons weet later dat die Sabbatdag ook deel van die Jodese aanbidding was, en dat die Jode op die Sabbatdag in die sinagoge bymekaar gekom het en dan ook gesamentlike aanbidding gehad het. Nou as ons kyk in die Nuwe Testament, dan sien ons dis die enigste dag wat vir ons as Nuwe Testamentiese Christene, of die enigste gebod wat nie vir ons deurgegee word in die Nuwe Testament om te onderhou nie. Nou u kan miskien vir my vra, hoe sê ek so en hoe kom ek by hierdie afleiding uit? Ek gaan poog om vir u te verduidelik. Maar eers wil ek begin by die gedagte waarom dit soveel kontroversie veroorsaak en waarom hierdie 4de gebod dan so 'n geweldige probleem skep in die tyd waarin ons onsself bevind. Nou, u almal het al seker gehoor van die Sewendags Adventiste Kerk of die Sabbatariërs soos hulle bekend staan. Nou, hulle het ontstaan hoofsaaklik deur die vrou Ellen G. White, wat volgens haar 'n visioen van die Here gehad het, waar sy die 2 kliptafels gesien het waarop die 10 gebooie geskryf is, en daar het 'n helder lig geskyn op die 4de gebod dat die Sabbatdag dan geseën en geheilig moet word. Vanuit hierdie visioen het 'n kerk ontstaan met die naam van die Sewendags Adventiste, en glo hierdie mense so sterk en vas aan hierdie dag, dat as jy die Saterdag nie hou nie, en die Saterdag nie aanbidding dan saam met ander kinders van die Here doen nie, dat jy eintlik verlore is en eendag God se oordeel gaan beerwe. Daar is nog baie tegniese dinge wat ons rondom dit kan sê, maar dis die kort en die lank van die saak en min of meer waaroor dit gaan. Nou baie interessant is, ek was al in baie gesprekke met hierdie mense en hulle self onderhou nie hierdie Sabbatgebod soos die Bybel dit vir ons in die Ou Testament deurgee nie.
Nou ook baie interessant is dat hierdie die enigste gebod is wat nie in die Nuwe Testament herhaal word vir die Nuwe Testamentiese kerk om te onderhou nie. Nou die apostel Paulus sê vir ons iets baie interessants in Kolossense die 4de hoofstuk. Nou praat hy hier van mense wat sekere dinge doen en sekere wette onderhou, juis om 'n vertoon te lewer. En ek lees gou vir u wat staan hier. Hy skryf daar in Kolossense 2 vers 16, hy sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maand of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van 'n prys beroof nie, al sou hy behaai en nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy eie vleeslike gesindheid, en nie vashou aan die hoof nie. En dan praat hy hierso en hy praat oor dinge van smaak my, raak my, roer my nie aan nie. En dan sluit hy af, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat, alhoewel het 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid in die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot die versadiging van die vlees. Nou wil ek vir u sê, vriende, dat mense wat die Sabbatdag verhef tot hierdie absolute alfa en omega wat jy moet onderhou ten einde guns by God te kry of die ewige lewe te beerwe, is mense wat volgens hierdie kategorie dan val wat Paulus sê, dis mense wat eintlik maar besig is met 'n eie sinnige godsdiens. Waarom sê ek so? Die Here Jesus self is deur die Fariseërs en Sadduseërs telke male gebombardeer en aangeval, omdat hy nie die Sabbat onderhou het, soos hulle gedink het hy moet hom onderhou nie. Jy sal onthou hoe hulle hom aangevat het as hy mense genees het op die Sabbatdag, toe sy disippels dan die are uitgevryf het, hoe hulle hom daaroor aangevat het, en telke maal het hulle probleem gehad oor hoe die Here die Sabbat dan onderhou het. En ek het hulle gesê, dat die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. So wanneer ons kyk na die Nuwe Testament, dan sien ons nooit dat die Here sê die Nuwe Testamentiese kerk moet die Sabbat onderhou nie. Nou, wat het gebeur? En die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat die Sabbat was vir die Jode gewees en die eerste dag van die week is vir die Nuwe Testamentiese kerk van die Here Jesus. En ons gaan nou vir u verduidelik waarom ons so sê. Vriende, die antwoord lê eenvoudig daar in Matteus 28. Die Bybel sê vir ons dat die Here op die eerste dag van die week, dis die Sondag, opgestaan het uit die dood. Ons lees daarvan in Matteus 28, Lukas 23 vers 55 en 56. Ons lees in Lukas 24 vers 1 van die Emmausgangers, en die Bybel sê baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het Alan en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring, en 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was. En die Bybel noem ook vir ons hoe hulle met die Here Jesus in gesprek was, en die Bybel sê vir ons dat die Here dan ook vir hulle van Moses en al die profete af die dinge uitgelê het wat op hom van toepassing was. En dan kom die gedagte baie duidelik deur in vers 33 tot 38. Toe staan hulle dieselfde hier op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was, en wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Vers 44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog saam met julle was, dat alles wat oor my geskryf is in die wet en Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. So hierdie eerste dag van die week, vriende, kan ons sê met alle praktiese doeleindes was die eerste aanddiens gewees, waar die Here Jesus dan saam was met sy disippels. Ons onthou Thomas was nie daar gewees nie, en ons lees 8 dae daarna, weer op die eerste dag van die week, die Sondag, kom die Here Jesus en verskyn in hulle midde. Ons lees in Handelinge 20 vers 7, op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek. 1 Korintiërs 16 vers 2, op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed. Openbaring 1 vers 10, ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor. So baie duidelik, vriende, sien ons dat die Sabbatdag nie meer op ons van toepassing is met al sy wette en reëls en regulasies soos dit deurgegee was aan die volk Israel nie, maar dat die Nuwe Testamentiese kerk nou die eerste dag van die week onderhou, 'n dag van samesyn en 'n dag waar ons bymekaar kom om die Here te verheerlik.
Die Heidelbergse Katekismes sê dit baie mooi in vraag 103 en die vraag is, wat gebied God in die 4de gebod? En ek lees vir u die antwoord. God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe, van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk, so begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. So die Sabbat is deel van die Joodse gebruike, deel van hulle godsdienstaanbidding gewees. Daar was baie reëls en wette gegee wat deel uitmaak van die Sabbatdag. Vir ons as Nuwe Testamentiese kinders van die Here is dit die eerste dag van die week waar ons saamkom om die Here te aanbid, 'n besondere dag van rus, 'n besondere dag waar ons meer tyd aan God se woord spandeer. En die gebed van my hart is dat u hierdie waarheid sal raak sien, dit sal omhels en ook sal sien dat alhoewel ons nie meer die Sabbat onderhou nie, die eerste dag van die week vir ons eintlik 'n soortgelyke dag is in die sin dat ons baie meer tyd moet spandeer aan God se waarheid, sy woord, sy kinders, die samekoms van die heiliges, die gee vir sy saak en dan ook hierdie kosbare genade mag beleef, dat ons eendag vir ewig in die heerlikheid by die Here sal wees, waar ons hom sal aanbid, sonder onderbreking, sonder enige tussenposes vir tyd en ewigheid. Mag die Here u seën en heilig en mag hy hierdie waarheid aan die hart dan ook verklaar en mag u verdere ondersoek instel, want die Bybel is vol van die verse wat handel oor hierdie baie belangrike saak. Mag die Here u seën, mag dit vir u 'n mooi en 'n geseënde dag verder wees. Tada.